besig om te gesels oor kom in posisie. Laasweek het ek met u gesels oor stop en dink en vanoggend gaan ek voort daarmee. As jy nou nie laasweek hier was nie en jy het nou nie daai boodskap gehoor nie, asseblief gaan luister dit. Dit is op YouTube beskikbaar en jy kan dan nog gaan luister, is belangrik want dit is maar fundamente van wat ek ook vandag 'n bietjie met jou wil deel. Ons almal ken die spreekwoord. We all know the saying, don't let the birds nest in your hair. Julle ken dit, julle het dit sekerlik al gehoor. And that means that you cannot stop bad or worried thoughts to enter or flying into your mind, to enter into your mind, but you can choose not to let them stay. Dis so. Nou maak nie saak wie ek en jy is nie. Daar is tye en momente wat negatiewe denke, negatiewe gedagtes jou kop so vinnig betree. Die vyand, die leenaar is konstant besig om te soek om iets in jou koppietjie te plant. Nou, hy dis wat hy doen. Hy wil hê ek en jy moet negatief dink. So dit gebeur so vinnig dat al is jy waaksaam daarteen as jy jou kom kry as jy daar. Dan dink jy hierdie negatiewe goed, die afbreekende goed, die goed wat nie bou nie. So ek en jy moet eintlik konstant waaksaam leef met ons gedagtewêreld. En ek wil vanoggend in wat ek nou laasweek gesê het, sluit hierby aan. So ek wil vanoggend net oor 'n paar praktiese goed praat oor hoe kry ons dit reg om ons denke te vernuwe. Van julle wat hier sit, van ons eintlik ons almal. Van ons leef al so lank met ons negatiewe denkpatrone, dat dit is ons norm, dis ons normaal. Dit het ons vooroordeel geword. Van kind af het jy goed beleef, en van kind af dink jy al hierdie goed. Sommige mense van voorgeboorte af, ons weet dat baie van die goed wat gebeur met kinders, selfs voorgeboorte alreeds met 'n kind begin. As 'n ma byvoorbeeld nie 'n kind wil hê nie, en daai verwerping van die kind, dit word aangevoel deur daardie kind, alreeds van voorgeboorte af. So baie van die goed wat ek en jy oor hierdie lewe dink, die leuns van die vyand wat ons glo, kom al so 'n lang pad met ons, dat dit moeilik is om hierdie goeters uit ons koppe uit te kry. Inteendeel, ek wil sê, dis ons autopilot. Nou vandag, deur die Here se genade, wil ek jou autopilot afsit, en vir jou sê, daar is oorwinning in Jesus Christus. Jy hoef nie te dink soos wat jy dink nie, jy hoef nie vasgevang te word hiermee. So ek wil nou vanoggend vir jou 'n paar praktiese goeders gee, wat jy moet onthou. As jy jou denke wil verander, dan moet ek en jy verstaan, daar is krag binne in herhaling. Negatiewe krag en positiewe krag. Daar is krag in herhaling. En die woord van die Here leer ons die goed. Filippense 4 vers 8, dan sê hy verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, hou aan om dit te bedink. Laasweek het ek ook na hierdie versie verwys, en ek het vir u daai woordjie bedink gesê, dit is geskrywe in die Grieks in 'n present imperative vorm. Dit beteken, dit is, as hy praat van present, dan sê hy, dis nou en aanhoudend. Dis 'n manier van ding doen wat nie ophou nie.
En imperatief is, ons julle behoort nou al teen hierdie tyd te weet, daai vorm is 'n opdragvorm. So wanneer Paulus skryf, dan sê hy, ek gee vir julle die opdrag om aan te hou om hierdie goeters te bedink. Moenie ophou daarmee nie. Hierdie is 'n aanhoudende, voortgesette proses van goeie denke, goeie goeters dink. Al jy sê daar, wat regverdig is, wat eerbaar is, regverdig is, wat rein is, wat lieflik is, wat loflik is, en watter deeg en watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. Hou aan om dit te bedink. Moet nooit ophou om dit te bedink nie. Jy sien, jou en my, ons brein is gemaak om te dink en op te tree wat jy herhaaldelik kom voer. Ons het dit laasweek gesê. So wat ek kom voer, dis wat ek gaan uitkry. As jy die hele tyd negatiewe denke het, wat die teenoorgestelde is van wat daai vers vir ons sê, as jy die hele tyd met negatiewe denke sit, dan bou jou brein fisies 'n hoë weg wat geteer is. En dis jou fallback, dis jou patroon waartoe jy outomaties na toe gaan. Dis 'n outomatiese manier van dink. Die oomblik as 'n snellertjie getrek word, dan raak goed soos vrees en angs 'n outomatiese uitkoms. Maak nie saak wat met jou gebeur nie. Want jy dink jouself daar. So as ek en jy Filippense 4 vers 8 op 'n gereelde basis toepas in ons lewens, wat is ek besig om te doen? Ek is besig om my brein te herprogrammeer, om anders te dink as die gewone. Julle sal onthou, ek het laasweek hier die prentjie vir julle gewys. Ons denke, enigiets op hierdie aarde, ons denke spesifiek, dan nou, dit volg die pad van die minste weerstand. As jy moet kies, wat 'n paadjie jy wil deur die bos loop, as jy aan die ander kant wil uitkom, dan kies jy die regterkantste pad, want dit is maklik en is geteer en so aan. So, as die uiteinde van hierdie pad, angs en hartseer en 'n diep gat is, dit maak nie saak wat die eindpunt is nie, dis die beste en die maklikste pad vir jou om te volg, is daai ene. En jy gaan aanhou om dit te doen. Dis outomaties so. En as ek en jy hierdie mooi geteerde pad van negatiewe denke in ons harte het, wanneer iemand vir my sê, man, kom ons vat net 'n voorbeeld, ek dink ek is 'n verloorder. Jy sien, want van jongs af het iemand my vertel ek is 'n verloorder. En ek het 1 of 2 keer verloor in die lewe. Maar weet julle wat? Alle mense het al verloor. Maak nie saak hoe goed jy was nie, jy was al tweede gewees. En jy was ook al laaste gewees. Maar die vyand het 'n geneigtheid om hierdie verlore van ons lewens bymekaar te sit en jou te help om op 'n plekkie te kom waar jy vir jouself sê, ek is 'n verloorder. Maar as ek nou na die woord toe gaan, dan sê hy, ons is meer as oorwinnaars deur Christus Jesus wat ons liefhet. Jy sien, wanneer ek nou vir jou die versie gee van, nee, hier is die waarheid, jou leuen sê ek is 'n verloorder, maar die waarheid sê jy's meer as 'n oorwinnaar, dan lyk meer as 'n oorwinnaar se denkpatrone daar, en ek bedink dit nie die hele tyd nie, want dis 'n moeilike pad. Jy sien, wanneer die ander een is geteer, is baie maklik om hom te loop. So wanneer ek nou my denke wil verander, is dit belangrik dat ek verstaan, net om een keer 'n versie op te sê. Net om een keer 'n versie op te sê, soos, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my liefhet. Verander nie daai moeilike paadjie in 'n highway nie. En jy moet hom loop. En jy moet hom aanhou loop. En aanhou loop. En jy moet ophou om hierdie pad te loop. En as jy ophou om hierdie pad te loop, moet jy konstant vir jouself sê, hierdie is nie die regte manier van dink nie. En jy moet dit aanhou, en aanhou, en aanhou, en aanhou. Paulus sê, bedink dit. Hou aan om hierdie goed te bedink. Hou aan om dit te dink. Hoe meer jy die nuwe pad stap, hoe beter raak dit. En op die einde van die dag, dan verander hierdie breë pad vir jou
in hierdie stukkie moeraspad en dis jou negatiewe denke en niemand stap dit dan meer nie. En dan jy vir jou 'n pad gebou, 'n hoë weg gebou met jou denke. Dis so die Here jou en my gemaak het. En hy het dit reeds kom openbaar vir Paulus en al vir op ander plekke ook in die Bybel. Sien, wanneer ek en jy, my suster, wanneer ek en jy op 'n spesifieke ding fokus met ons denke, positief of negatief. Wanneer ek en jy op spesifieke goed fokus met ons denke, dan verander ons brein fisies. Hier's iets hier besig om hier binnekant fisies te verander. En as ek daai ding herhaal en herhaal en herhaal, dan word daai fisiese verandering in my brein sterker en sterker en sterker gemaak, beter gemaak, meer gemaak. Die paadjie loop ek baie. Daar's 'n woord wat die wetenskap daarvoor het. Dis neuroplastisiteit. As jy nou daar ietsie daarvan weet, sal jy weet, vroeër jare het die wetenskaplikes gesê, jou brein is gevorm teen 'n sekere ouderdom, is jou brein vas, hy kan nooit verander nie. Van die begin van die 20ste eeu af, het wetenskaplikes agtergekom, maar dis nie waar nie. Jou brein is iets wat konstant verander. So as die woord van die Here sê, ek moet my denke vernuwe, dan praat hy die waarheid, ek kan my denke vernuwe. Ek kan anders te dink, en as ek aanhou om anders te dink, dan vind daar 'n paadjie plaas. Hoe verander ek? Hoe lank vat dit vir my? Né? Om vir enige persoon nou. Hoe lank vat dit vir my? As ek nou my hoofweg, my geteerde pad van negatiewe denke het, en hier is die bospaadjie met die bosse en die goeters van positiewe denke. Hoe lank vat dit vir my om hierdie pad af te breek en 'n nuwe hoofweg te bou? 66 dae. 66 dae. Dan het hierdie plekkie verander in hierdie plek. Dan stap ek 'n nuwe pad. Met ander woorde, as ek, dis hoekom Paulus sê, jy moet aanhou om dit te bedink. As jy nie aanhou nie, gaan die nuwe denke nie vorm nie. Dis nie net inligting wat ek die mekaar skommel nie, dis 'n gefokuste manier van dink. En die Bybel het dit reeds lankal vir jou en my kom sê. Ons weet hoe lyk die brein binnekant. Daai paartjies neurone wat gevorm word, dit word fisies, wanneer alle ervarings wat ek en jy in ons lewens bedink, vorm nuwe neurone, nuwe denkbane binne in ons brein. As jy nou wil, kan jy, daar's so baie navorsing oor hierdie goeters wat besig is om te gebeur. Mense wat breinskade opgedoen het, deur terapie, deur behandeling en 'n manier van dink, kan hulle brein verby daai skade kom en 'n nuwe manier kry om oplossings te kry. Jou brein kan homself herskep. Maar dit werk so met positief en negatiewe goeders. So as ek konstant die negatiewe goeders dink, dan is dit my fallback, dis my pad, dis my road of less resistance, dis die wat ek gaan hierdie pad loop. Maak nie saak wat gaan gebeur nie. Ek kan dalk probeer om, wie van julle het al probeer om anders te dink oor 'n ding? En as jy jou kom kry, dan is jy maar weer terug daar. Wat is maar waaroor dit gaan? Dit vat tyd om jou brein te hernuwe. Dit vat tyd om jou denke te hernuwe. En gelukkig het die Here vir ons die vermoë gegee om dit te kan doen. So herhalende denkpatrone het 'n geweldige groot impak op jou en my lewe. Negatiewe denke en positiewe denke. So as ek 'n ruk lank 'n spesifieke ding gedink het, dan raak dit my, en ons noem dit vooroordele.
En as jy wil, gaan lees 'n bietjie oor vooroordeele, hulle het almal wetenskaplike name. So dit raak 'n manier van dink. Jy dink op 'n spesifieke manier. En dis deel van wie jy is as 'n mens. God het ons so gemaak. Maar het ons nie gemaak om die hele tyd met ons negatiewe dingetjie te sit en te bedink en vas te hou daar nie. So elke slegte gewoonte, elke onsekerheid wat ek en jy in ons lewens het begin by 'n gedagte. So elke slegte gewoonte, elke verslawing, elke slegte gewoonte, elke swakheid wat jy as 'n mens het in jou lewe, het begin by 'n gedagte. En jy daai paadjie met daai gedagte aanhou geloop totdat dit 'n teerpad is. Maar die wonder van God is dat daar in hierdie Bybel van ons staan, jy kan jou denke hernuwe. Jy kan dit verander. En herhaling is een van die goed wat ons help om daarbey uit te kom. Nou God het vir ons 'n plan gegee vir hernuwe denke. En dis in sy woord. Goed wat die wetenskap nou eers ontdek het, die Here lankal gesê, dit is daar, ek het jou gemaak, ek verstaan hoe werk die brein. So dis daar. En hulle gee dit nou 'n nuwe naam, neuroplastisiteit. God sê net vernuwe jou denke. Min of meer presies dieselfde ding. In 2 Korintiërs 10 vers 5 tot 6 lees ons, hy sê, terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem, tot die gehoorsaamheid aan Christus, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Wie van julle ken hierdie vers? Ons almal, né? Okay. Wie van julle het al die vyand se planne vasgevat in iemand anders? Jy sien, wat ons gewoonlik doen is, ons vat hierdie vers en ons sê, dis van toepassing op daai kind van my wat nie wil luister nie. Dan vat ons die planne vas, jy weet, en ons gaan bid, dit is soos 'n geestelike oorlogvoering, en ons bid teen hierdie denkraamwerk, hierdie skanse wat opgewek is, en ons neem gedagtes gevange, en ons maak dit vas aan die troon van God, en aan die waarheid van Jesus Christus, en dit is soos, ja, ons wapens is kragtig, maar ons pas dit net nie toe op onsself nie. Ons doen dit net eenvoudig nie. En omdat ons dit nie doen nie, verloor ons. Jy sien, wanneer hy praat hier oor planne, dan sê hy, as hy praat oor die woordjie planne, dan sê hy, dis die baseline of thinking, met ander woorde, dit wat jy regtig bedink. Sê, dis om daai goeters, en dan die woordjie daarvan, om dit te verbreek, beteken om iets om te ruk, soos jy 'n muur wat gebou is, sal omruk, sodat nie een steen bo op die ander een bly staan nie. Hy sê, dis wat ons veronderstel is om te doen. Ons moet ons denke beoordeel en vir onsself sê, hierdie denkraamwerk, hierdie manier van dink is nie reg nie. As hy sê, 'n skans wat opgewerp word teen die kennis van God, dan sê dis leuns, met ander woorde, dis goed wat teenoor die waarheid staan. So ek moet my gedagte hiervan bewus wees. Iewersten moet ek en jy stop en dink oor wat ons dink. Jy sien, baie keer dink ons net, en ons dink nie oor wat en hoe ons dink nie. Ons besef nie, hier is eintlik 'n negatiewe manier van dink. Dis 'n negatiewe manier van redeneer, hier binne in my hart en in my lewe. En ek stop nie om te dink nie, en jy moet stop om te dink. Want as jy dit nie doen nie, gaan jy nie kan evalueer, hoe lyk jou gedagtes nie. Hy sê elke skans, met ander woorde 'n muur wat opgerig word teen die kennis van God, leuns wat opgerig word. Elke gedagte, gaan 'n negatiewe en swak gedagte, en ek het laasweek ook gesê, gaan gepaard met 'n leuen wat ek glo. En ek moet daai leuen kan identifiseer en sê, wat is die leuen wat ek glo? En ek moet dit vervang met waarheid. Hy sê, ek moet daai gedagte gevange neem, tot wat? Tot gehoorsaamheid aan Christus.
tot gehoorsaamheid aan Christus. So wat moet ek maak? Ek moet my denke identifiseer, ek moet die leuen sien wat ek glo, en dan vat ek dit en ek gee dit waarheid. En wanneer ek dit waarheid gegee het, dan kom ek by oorwinning uit. So God het 'n hernuwe denke plan vir jou en my. En dit begin by bewustheid van my denke. Ek moet bewus wees van wat ek dink. Jy vind jouself in 'n gat, maar jy moet vir jouself sê, hoekom is ek daar? Ek voel hierdie negativiteit in my hart oor iets, maar hoekom is dit daar? Wat het my hier gebring? Watter manier van dink het my hier gebring? En dan moet ek die leuen identifiseer wat ek glo oor daai spesifieke ding in my lewe. En as ek dit geïdentifiseer het, moet ek dit vervang. Wat is die enigste manier om 'n leuen te oorwin? Jy moet dit die waarheid, jy moet dit vervang met waarheid. So wanneer ek dit vervang het met die waarheid, moet ek aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Ek het net vir julle gesê, 66 dae, ten minste voordat 'n denkraamwerk verander het. En dit jou road of less jou pad van minste weerstand is. OK, tot by daai plek. Jy moet aanhou daarmee. Ek het laasweek vir julle daai aanhalingkie van Henry Ford gewys, né? Die meeste mense dink nie, want dit is harde werk om te dink. En is so, as ek ernstig is om my lewe te verander en om my denkraamwerk te verander, as ek ernstig is om uit die gat uit te kom waarin ek is, as ek ernstig is om oorwinning te kry oor hierdie vesting, hierdie gedachtevesting in my lewe, wat my vashou in my kniehalter en keer dat ek in oorwinning lewe, as ek ernstig is daaroor, dan beteken dit ek moet 'n besluit neem om iets hieromtrent te doen. Ek moet werk maak hiervan. En wanneer jy die keuse gemaak het om te sê ek moet werk maak hiervan, dan moet jy dit herhaal totdat dit 'n natuurlike manier van dink is by jou. Hoekom leef so baie van die kinders van die Here nadat hulle tot wedergeboorte gekom het, nog steeds presies daar in hulle lewens, in hulle harte, in hulle denke waar hulle geleef het nog voordat hulle tot bekering gekom het? Want hierdie het nie plaasgevind nie, hulle denke is nie vernuwe nie. Jou denke word nie wedergebore nie. God gee vir jou alles wat jy nodig het om te verander. Jy sit met 'n splinternuwe gees, maar ek en jy moet werk aan ons siel. Ons moet werk aan ons denke en ons wil en ons emosies. En dis harde werk. Dis nie net 'n eenvoudige dingetjie wat net oornag gebeur en in jou my lewe regkom nie. So ek en jy moet beheer neem oor ons denke. Jy weet ons nou hoe werk hierdie negatiewe denke. Hy soos 'n woerwoer, nee, hy gaan op en af en dan sy hier en dan sy daar. Hy spring die hele tyd so rond. Jy moet stop. En jy moet stadiger gaan met jou denke en stop en sê ek wil weet, Here, wat is aan die gang met my en hoekom is ek hier waar ek is en wat moet ek doen om te verander? Wat moet ek doen om my denke te vernuwe? Iemand het eendag gesê, Thomas Edison het gesê, the best thinking has been done in solitude. The worst has been done in turmoil. As jou gedagtes rondhardloop, soos daai, wat noem mense die ding, spiraal, en soos die balletjie wat so op die spiraal hardloop, en hy hardloop al hoe vinniger en na onder toe. As jou koppetjie so gaan, jy kan nie logies dink dan nie. Jy moet beheer neem oor jou denke. Jy moet sê, stop, en sit jou fokus daar waar dit veronderstel is om te wees. Andersins gaan jy nie hierdie ding verander kry nie. Jy gaan nie jou denke verander kry as jy dit nie stop nie. So hoe neem ons beheer daaroor? Dink met 'n doel. So daar's twee maniere waarop mense groei, né? Jy moet ontslaa raak van iets en jy moet iets bykry.
So nou na die teksversie kyk. Kom ek vra vir jou, as jy sit en jy dink, okay? Maak jy saak, kom iets gebeur, iemand sê vir jou ietsiekie en dan verloor jy nou al die goedjies wat jy kan verloor hierbo, en dan hardloop jou koppietjie so. Waarheen is jy op pad met jou denke? Jy sien, die meeste mense dink glad nie met, ek is iewerste op pad heen nie, jy dink net. En jy gryp van die een ding na die ander ding, die een negatiewe ding wat jy kan onthou, na die ander negatiewe ding, na die ander negatiewe ding. Ek en jy moet een dingkie onthou van die vyand. Nou, kom ons sê iets gebeur in my lewe, maak nie saak wat as 'n kind, okay? Jy's gemolesteer as 'n kind, okay? Seun of dogter, maak nie saak nie. So hierdie is 'n geweldige fisiese en emosionele ding wat met jou gebeur. Weet julle wat, die vyand worry nie of jy klein is of jonk is en onskuldig is nie. Al wat hy wil hê, hy wil jou vernietig hê. Dis wat hy gee nie om oor wie jy is en wat jy voel en hoe oud jy is en hoe mooi jy is of wat ook al nie. Hy worry niks oor jou nie, hy wil jou dood hê. Hy wil jou vernietig hê. So onmiddellik is hy met sy leuns daar om vir jou goed te sê oor hierdie situasie wat jy nie gemaak is om te hanteer nie. Iemand anders se gebrokenheid het jou lewe betree en jou kom en verwoesting kom saai, slag en steel en verwoes in jou lewe. En hy's onmiddellik daar om vir jou te vertel, jy's niks werd nie. Jy's eintlik 'n verloorder. Eintlik is dit alwaaroor jou lewe gaan. Is dat mense wil jou net gebruik vir hulle eie plesier en hulle goeders. So nou sit jy daar, jy het hierdie leen wat jy het, wat hy vir jou gee. En nou begin jy die lewenspad saam met jou stap. En weet julle wat nou? Die vyand is by elke geleentheid wat iemand iets sê, iemand iets doen, en dan hak hy nog 'n leen aan jou vas. So jy stap so hak hy leens aan hierdie oorspronklike leen van jou vas. En dit groei en dit word meer en meer en meer en die las wat jy dra word al hoe swaarder en al hoe swaarder en al hoe swaarder. En jy weet nou is jy 'n groot mens en jy glo al hierdie leens, want daar was 'n tyd in die oomblik toe jy dit geglo het. Dis die sad deel van die lewe eintlik, dat die tipe van goeders met mense gebeur wat met enige mens gebeur. Maar dis wat gebeur. Dis wat met baie mense gebeur. So die vraag is nie, dis nie regverdig nie, is dit goed? Daai vraag is niks nie. Dis wat maak ek nou met wat ek is en waar ek is? So as ek my denke wil verander, beteken dit daar's 'n paar goed waarvan ek moet ontslaa raak. Ek moet ontslaa raak van 'n paar goedjies. En miskien as ek nou hier is, my denkpatrone wat ek hier in my kop het, man, dit lei na nêrens toe nie. Ek kan nie in 'n verhouding staan as jy nou 'n meisietjie is, jy's verkragt deur jou pa of deur wie ook al vir 'n tydperk of eenmalig of wat ook al in jou lewe, en hier sit jy met hierdie gemors in jou lewe, hierdie goed wat nooit verwerk is en uitgesorteer is, en die hartseer en die pyn wat dit ding, jy haat alle mans, en nou gaan soek jy jou liefde by 'n vrou, want ek wil 'n vrou kan nie hierdie goed aan jou doen nie. Ek sê nie almal is so nie. Ek gebruik net 'n voorbeeld. Maar ek wil hê jy moet dit verstaan, en dit werk met mans, dit werk op so baie plekke. Met alles in ons lewens. Dit gaan nie net oor verkrachting nie. Dit gaan oor net as jy jou hele lewe lank probeer het om jou pa te beïndruk, want van vroeg af het jou pa vir jou gesê jy's nie goed genoeg nie, jy hardloop nie vinnig genoeg nie, jy kry nie genoeg punte op jou rapport nie, jy presteer nie goed genoeg nie, jy's nie soos jou boetie wat 'n ster is nie. So al hierdie goeters, dis alles, en die vyand, hy smile vir elke ding wat gebeur, elke ding, hy laai net nog op, en iewers toe moet ek en jy op 'n plekkie kom waar ons sê, weet wat nou, ek moet nou van hierdie ou mens en sy goeders in sy lewe beginne ontslaa raak. Ek moet breek met al hierdie goeders. Dis hoekom Efesiërs 4 vir ons sê, en dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan en julle vernuwe word, in die gees van julle gemoed, met ander woorde jou denke moet vernuwe word, en julle met 'n nuwe mens beklee,
wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Dit beteken al die goed wat ek aangehak het my hele lewe lank en al die leuns wat bygekom het. En baie keer is dit nuwe leuns. En ag, dis net ek sit en nou het ek my hart aan die Here gegee. En Paulus sê vir die Efesiërs, hey mense, julle moet ontslae raak. Ons moet hierdie ou mens moet ons nou uittrek. Raak ontslae van hierdie goedes, laat jou denke vernuwe word en jy jou beklee met lig en lewe en die heerlikheid van God. Met oorwinning, met liefde, met genade en barmhartigheid, met geniet die lewe in die volheid wat Jesus Christus bedoel het, toe hy gesê het, ek het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. So dit beteken dat daar is 'n plek waar ek moet ontslae raak van goed in my lewe en in my manier van dink, sodat ek kan kom by 'n deurbraak. Ek en jy moet onthou, positiewe denke vermenigvuldig. As jy 'n mens is wat positief dink en jy hou aan om positief te dink, dis net soos al hierdie negatiewe goeters wat aanhaak, so kom die positiewe goeters ook by. Dit vermenigvuldig, dit word meer en meer en meer. Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daar is dit is die oorsprong van die lewe. Bewaar jou denke. Here, help my dat ek die regte goed sal dink. Dis hoekom Paulus vir ons sê, bedink hierdie dinge, hou aan om hierdie dinge te bedink. As jy aanhou om dit te bedink, dan kan jou lewe nie anderster as om te verander en te vernuwe nie. Maar ons moet onthou, negatiewe denke vermenigvuldig ook. Dit vermenigvuldig ook. So, hoe meer jy aan jouself dink as dom en waardeloos, lelik of 'n verloorder, hoe meer oriënteer jy jou gedagtewêreld om daarvolgens te dink. En hoe meer dink jy so, want dit word jou verwysingsraamwerk. En dit maak nie saak as iemand vir jou sê jy's mooi of jy doen goed nie. Jy glo dit net eenvoudig nie. Want daar's 'n leuen gedagte wat 'n vesting in jou hart en in jou lewe geword het. Maar dank die Here, ons wapens is kragtig om vestings neer te werp. En ek kan, wanneer ek bewus is daarvan, iets hier omtrent doen. Net soos wat ek kies om die voeltjie in my hare te laat nes maak, so kan ek kies om die voeltjie weg te jaag. Net soos wat ek kan kies om nie plek te maak vir negatiewe gedagtes in my hart en in my denke nie, net so kan ek kies om plek te maak vir positiewe gedagtes. Vir die waarheid, om die waarheid te bedink wat in God se woord opgeskrywe is vir jou en my. Ons moet ons denke vernuwe met die hulp van die Heilige Gees. Wie van julle ken iemand wat regtig nou ernstig aan depressie ly? Ek dink die meeste mense ken iemand. Ek het al met baie mense gepraat wat aan depressie ly. En dan in 'n gesprek wat jy met hulle het, is dit maklik om te sê, man, jy moet net anders te dink. En miskien het jy self aan depressie gely, of miskien stoei jy nou daarmee. Jy sê maar, wanneer iemand vir jou sê, jy moet net anders te dink, dan is die eerste vraag maar, hoe? Ek kan nie anders te dink nie. Jy sien, want ek het 'n teerpad. Hoe moet ek dan nou anders te dink? Hoe moet my denke net eenvoudig verander? En dit gaan nie net oor depressie nie, dit gaan oor al die negatiewe goeters wat in ons lewens aan die gang is. Baie van die destruktiewe gedrag wat ek en jy openbaar, van selfbejammering tot woede uitbarstings of wat ook al daai goed kom van 'n gedagte iewerste af en 'n leuen wat ek geglo het en plek gegee het in my hart en wat 'n denkvesting kom word het. En dit is so eenvoudig om net te sê, man, verander jou denke nie. Ek en jy het God se hulp nodig. Maar ek kan ook vir God se hulp sê nee.
Soos wat ons almal die vermoë het om vir die Here en vir die Heilige Gees wat in my hart inpraat te sê nee. Almal van ons kan dit doen. Party van ons doen dit net op so 'n manier dat ons probeer minder skuldig voel, maar ons sê nog steeds nee. So as Heilige Gees met jou besig is om te praat, verstaan dit. As ons wil verander, moet ek toelaat dat die Heilige Gees my bedien en dat hy vir my help en deur sy krag is daar 'n moontlikheid van oorwinning. 2 Corinthians 10 verse 3-5 says, "For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds." So if you have a way of thinking that is a stronghold, we have divine power, the power of the Holy Spirit, to break down strongholds. Maar jy moet dit toelaat. As jy die gogga in jou hart laat bly, niemand gaan met 'n doemblik daar kom spyt nie. Ook jy nie. Jy moet die gogga uit die hart kry en as hy daar loop, dan trap jy op hom of jy spyt hom in die doem. Maar jy sien, ek en jy met hierdie vestings wat ons hier in ons eie hart het, hierdie denke vestings waarmee ons baie keer stoei, 'n manier van dink moet ons vir God gee om ons te help om dit te verbreek. Maar dis werk. Hy sê ons wapens is kragtig om wat te doen. Paar goeters. Hy sê om vestings wat neer te werp. Luister baie mooi vir my. Hierdie is nie net 'n dingetjie wat ek sê. Vesting, daar gaan jy nie. Hierdie is 'n ding wat ek doen. Daai woordjie wat hy daar gebruik beteken om 'n muur te vat en fisies om te gooi, of jy hom nou omkap met 'n bak, met 'n hamer of met 'n ding omtrek, of jy nou met 'n bulldozer omstoot, dit beteken jy moet iets doen. En ons is baie keer so geestelik, as ek dit so kan stel, dat ons dit net wil aanspreek. Man, jy's net lui. You don't want to do the work. En soms kos oorwinning werk. Dit kos werk, dit kos iets om iets in te sit en 'n daadwerklike poging aan te wend om te sê, Here, ek is nie tevrede met waar ek is in my gedagtewêreld nie. Ek is nie tevrede dat destruktiewe gedrag kort sy kop uitsteek in my lewe en ek goed aanvang wat ek nie wil aanvang nie. Ek is nie tevrede daarmee nie. Jy sien, maar dit is okay om net ontevrede te wees. Maar dit is nie okay as ek niks aan doen nie. En soms loop ons met hierdie stuk ontevredenheid. Here, ek wil verander. Maar ons kom net nooit daarby uit nie. Ons doen dit net nooit nie. Ons is nie daar nie. Jy sien, ons is baie keer werk ons met informasie, maar ons is veronderstel om by transformasie uit te kom. Kyk gou wat sê Romeine 12 vers 2. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander. Dis die woordjie transformasie. In die Engels sê hy transformed. To be transformed. So ek moet verander. Hy sê, deur wat te doen? Deur die vernuwing van julle denke, julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. So wat skryf hy hier vir die Romeine? Hy sê, ek moenie aan hierdie wêreld gelykvormig, moenie leef soos die ou mens, man. Jy is nou nuut gemaak. Moenie in jou verdwaaldheid en jou verdwaasdheid lewe nie. Jy het lig in jou lewe ontvang. Die lig van Heilige Gees, van Jesus Christus, van die woord. En hy skyn dit in jou lewe en jy weet, man, ek moenie so leef nie. Ek kan nie aanhou verskonings maak vir die feit dat ek optree as ek optree nie. Ek kan nie myself kort in daai gat gaan kry nie, want in gate is nie waar kinders van God lewe nie. Ek kan nie kort my woede uitbarsting en almal om my verskree en dan
ja, en dan voel ek skaam en ek is al die goeters en dan hak die vyand nog leuns by my aan en ek leef met hierdie, man, ek leef soos 'n verloorder. En God sê, jy is meer as 'n oorwinnaar. So daar's 'n plekkie waar ek 'n besluit moet neem. Here, ek wil nie met hierdie goed, ek wil nie so leef nie. Ek wil nie dat my gedrag mense om my seermaak, mense van my af wegstoot. Ek wil nie so leef nie. Maar jy het die vermoë om net te bly sê, ek wil nie so leef nie. Ek wil nie so leef nie. Ek wil nie so leef nie. En jy gaan na jou koppie toe, na alles wat jy verkeerd doen, en al jou negatiewe goed is, en jy bedink het, en as jy klaar gedink het, dan is jy nog erger. Broer, suster, as ek iets bedink het, en my lewe het nie verander nie, dan dink ek verkeerd. Hy sê, ek moet vernuwe word. I must be transformed. If you are not transformed by your thinking, you are thinking in a wrong way. Hoor jy wat ek sê? Ons moet ons denke so orden, dat ons by 'n plek uitkom, waar ons sê, Here, hierdie moet my denkprosesse, my denkraamwerk, moet my by vernuwing bring. 'n veranderde lewe. 1406 jaar, tussen 1406 en 1400 jaar voor Christus, ekskuus, is Joshua, die boek Joshua geskryf, en is die goed van Joshua, hulle is iewers te daar rond. Okay. Dis wat die slim mense sê. Now let's read Joshua 1 verse 8. He says, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall, dis 'n opdrag, meditate on it day and night, so you must do this, meditate day and night. That's so that, says what? Why? So that you may be careful to do according to all that is written in it. For then, when you do this, when you do these things, then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So, let me ask you a question. Do you want your way to be prosperous? Do you want your way to be, do you want your life, do you want to have good success? Natuurlik man, natuurlik, nie een van ons like om te verloor nie. Maar jy sê nou, wanneer ons die vers lees, dan like ons hierdie gedeelte van die suksesse, jy weet. Ons sien al die bekers wat ons vashou, weet. Prosperous, die bankrekening is. Dis wat ons dink, man nou, weet jy wat, né? In vertaling, by Bybel, vertaling, veral in Hebreëus. Hebreëus is 'n baie 'n ryk taal. Nou gewoonlik sou die Hebreëus in 'n manier geskryf word, en ek gaan nou nie alles probeer verduidelik nie, dis vir my te ingewikkeld. Daai woordjie meditate, net daai woordjie meditate daar, mediteer, oordink, met ander woorde in die Afrikaans, is geskryf in 'n conjunctive perfect form. Dit klink verskriklik, maar dis hoe Hebreëus nog meer klink. Okay? 'n conjunctive perfect form. Nou as jy 'n sin het en 'n woord in jou hele sin of in 'n paragraafie is in die conjunctive perfect form geskryf, dan beteken dit dis die belangrikste woord van die hele gedagte. En alles wat in daai gedeelte geskryf is vasgemaak, hang met ander woorde eintlik aan hierdie een woord. So ons sou sê, dis die woord waarop die klem gelê is. Maar nou in vertaling,
Is daar nie, jy kan nie vir elke woord 'n klem gee nie. So jy word ons nou net direk vertaal. So jy verloor in 'n sekere sin, veral in Hebreëus, is daar woorde wat klem op het. So die klem van hierdie hele gedeeltetjie lê op meditate. It's on meditate. So what does it mean to meditate? Nou, julle almal ken die herkou idee. Dis maar min of meer wat dit is. Soos 'n beeste wat iets eet en dan herkou hulle dit ons nou weer 'n keer. So dis om iets te oordink, oor en oor te dink. Maar dis meer as meditate is meer as dit. Dit gaan daarop dat ek dit wat ek lees by 'n persoonlike lewenstoepassing kan uitbring. So dit beteken dat as ek die woord lees, dit wat ek daar lees, wanneer ek dit mediteer, dan sê ek moet dit op so 'n manier mediteer, dat dit wat daar geskryf staan in daai teksvers, of paar teksverse, dat dit 'n persoonlike toepassing vir my lewe kry. Nou ongelukkig, die meeste van ons doen dit nie. Ons lees net die Bybel. En as ek hom klaar gelees het, dan sit ek hom op my boekkassie neer, en as die pastoor hier kom, kan hy dan sien, daar's nie stof op my Bybel nie. Jy sien man, ons gaan sit nie en bedink die woord nie. Ons gaan sit nie en bedink dit nie. So kom ons gaan nou terug na, hier is my lewe, en ek is van 'n kind af vertel, ek is 'n verloorder. Ek gaan nêrens kom in die lewe nie. En miskien het jou pa of jou ma dit vir jou gesê, en jou ouer boeties het ook vir jou gesê, en jou ouer sissies, en jou pelle, en die mense om jou, en die onderwysers in die skool het dit vir jou gesê. En jy het naderhand geglo, jy het 'n leuen geglo. En onthou net, die leuen wat jy glo is jou waarheid, né? So as jy 'n leuen glo, dit is jou waarheid. Dit bly 'n leuen, maar dit is jou waarheid. So jy het hierdie ding vasgemaak aan jou. Ek is 'n verloorder en ek gaan dit nie maak in hierdie lewe nie. So nou leep jy die pad. So al jou keuses wat jy maak in hierdie lewe is verloorder keuses. Dit word gemaak vanuit 'n verloorder denkraamwerk. Jy kan nie jou werk hou nie. Jy kan nie presteer nie. Jy wil 'n bietjie studeer, jy wil iets leer, maar jy kom nie jou vakke deur nie. Hoekom? Want jy's 'n verloorder. En jy glo daai stuk leuen. Nou kom 'n teksversie wat vir jou sê, maar jy is nie 'n verlorer nie. Jy is 'n wenner. En nou vat ek die teksvers en ek lees hom, jy is 'n wenner. Jy is nie 'n verloorder nie. En ek sê, Here, ek is 'n wenner. Ek is nie 'n verloorder nie. Maar jy sien, ek het 40 jaar gebou aan my highway. So môre gaan ek my highway weer stap, want dis die road of less resistance. Dis die maklikste pad om te loop. Hierdie, jy is meer as 'n oorwinnaar teksversie, as dis waar, en ons weet dis waar, en ons sê die woord is waar, en ons glo dit, dis waar. Die woord kan nie lieg nie, God kan nie lieg nie, so dit is waar. Maar ek is nie daar nie, ek is nie op daai plek nie, ek het my highway. Ek bedoel, hy is so lank al gebou, so die enigste manier om hom te verander is, ek moet daai teksvers vat, en ek moet hom so bedink, dat dit 'n praktiese ding in my lewe raak. So hoe doen ek dit? Ek moet hom oor en oor bedink. Ek moet hom uitmekaar uithaal. Ek moet hom uitmekaar uithaal. Kom ons vat 'n eenvoudige vers, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En jy sê, man, niemand het my lief nie, want jy het nie 'n ma gehad wat liefde gegee het vir jou nie, jy het nie 'n pa gehad nie, jy het min mense in jou lewe gehad wat liefde vir jou gegee het, en jy voel jy moet liefde verdien, en jy verdien liefde op allerlei maniere. Solank jy net voel, ek is geliefd, iemand moet my lief hê, maak nie saak hoe ek dit verdien nie. So ek gee myself weg en ek gee my liggaam weg, sodat ek liefgehê kan word. So dis my denkraamwerk, dis my leuen wat ek my waarheid geword het. So maar as ek nou 'n teksvers vat,
en ek sê vir my, wat sê God vir my? Wat sê God vir my oor sy liefde vir my? Want so lief het God die wêreld gehad. Vat daai teksvers en haal hom uitmekaar uit. Want so lief het God gehad. En dink daaroor, wat beteken dit om te sê God het lief? Hoe lyk daai liefde? En hy het die wêreld so lief gehad. Ja, en dit sluit my in, want ek is deel van hierdie wêreld. Jy verstaan, as 'n ander manier van dink oor daai selfde skrifvers, as om hom net te lees en te sê, dis nice. Maar dit is nie van toepassing op my lewe nie. Jy moet hom so lees, dat stukkie vir stukkie, dit vir jou waarde kry, en waar word vir jou, hier binne. En dis nie net iets wat jy een keer doen nie. Dis iets wat jy moet, ten minste vir 66 dae aan mekaar doen. Want dis so lank dit vat, voordat daai vers en die waarheid daarvan in jou hart so diep geberre word, dat jy nooit weer daarvan sal afwyk nie. Maak nie saak wat met jou gebeur nie. Jy sien, ons goed loop skeef van hierdie wêreld met ons en in die lewe met ons, en al wat ons doen is ons sê, God het my nie lief nie. Jy weet, God het my nie, dit kan nie, 'n liefdevolle God tree nie so op nie. Dit is net, ek het nog nooit gaan sit en daai vers myne gemaak, en hom regtig so gelees, dat hy vir my lewensveranderende waarde begin kry nie, dat hy hier binne in my hart kom nie, hy gaan aan nie, so hy sê, but you shall meditate, en hy sê, on it day and night. Without stop, dit beteken dis sonder ophou, jy moet dit bedink sonder ophou. So ek het hierdie teksversie wat vir my iets anders te sê as die leuen waarin ek vashou. So hier's my leuen, hier's my liegstorie wat ek glo van die vyand. En ek wil hy's ingeburger in my wese, maar hier is God se waarheid. So vat, bedink dit, en hy sê, doen dit dag en nag. So ek wil vir jou raad gee, as jy 'n teksvers het, wat die leuen wat in jou hart is, omseil, of net sê, dis nie 'n leuen nie, vat daai teksversie, oggend, gaan sit in die oggend, dit vat jou 5 minute met daai teksvers, en bedink hom, en moenie hom net bedink nie, vat 'n pen en skryf hom, moenie net hom bedink nie, praat hom hardop, sê hom met, kyk wat sê hy daar, the book of the law shall not depart from your from your mouth. Sê dit, wat gebeur wanneer ek iets hardop sê? Ek hoor dit, en is op my stembande. Nou, daar's iets daarin om as jy iets glo, is okay, jy kan dit in jou kop glo, maar die oomblik wanneer ek dit sê, word dit waarheid. So, sê dit hardop, want so lief het God vir my, vir Kobus van Sail gehad, dat hy, Vader, sy enigste seun, dat hy vir Jesus gegee het. Dis so lief hy my het, dat hy sy seun in my plek gegee het. En jy sê dit hardop, vat 'n pen en papier, skryf dit neer. Doen dit vir 66 dae, oggend en aand. 5 minute. En elke keer as daai negatiewe gedagte kom, dan sê jy vir hom, stop dit. Ek gaan nie weer hierdie plek, ek gaan nie hierdie pad betree nie. Ek gaan nie meer hierdie dink nie. Ek maak 'n keuse. Die leuen is geopenbaar deur die waarheid. Ek is nie 'n verloorder nie. Ek is nie iemand wat niemand lief het nie. God het my lief. So jy vat daai negatiewe ding, as jy daai prentjie van daai 2 paaie sien, daai teerpad, jy stap hom net nie weer nie. En die oomblik wanneer jou gedagtegang, onthou, party van hierdie goeds vasgelê oor baie jare, as jou gedagtegang jou soontoe wil vat, dan sê jy, stop, ek gaan nie hierdie pad betree nie. En die Heilige Gees sal jou help, deur die krag van Heilige Gees sal hy jou wys, en sê, moenie so dink nie, moenie hierdie pad loop nie. En soos wat jy die woord dag na dag bedink, mediteit, oordink, totdat dit vasgelê is in jou hart, as jy dit neerskryf, as jy dit sê, sodat jy dit ook kan hoor, hoe meer sintuie betrokke is by 'n spesifieke ding, hoe beter is dit. So wanneer jy dit doen, oor en oor, oggend en aand, jy sê, ja, maar dit is baie werk, maar wil jy oorwinning hê?
Hoe dors is jy vir jou oorwinning? Hoe dors is jy om klaar te maak met die gemors in jou lewe? Hoe honger is jy daarna om in oorwinning te leef, regtig as kind van God in oorwinning te leef? Dan is die moeite werd. Doen dit. En weet jy wat, soos wat die tyd verbygaan, so kom jy agter, ek dink al hoe minder daai negatiewe gedagte, en al hoe meer is die waarheid. Al hoe meer is die waarheid in my. En na 66 dae is die waarheid so vasgelê, jy kan niks anders glo nie. Jy kan nie, jy gaan op 'n plek kom waar jy terugkyk en sê, wat? Het ek dit al die tyd geglo? Dit kan mos nie wees nie. Ja, dit is so. Maar jy het nou oorwin, jou denke is nou vernuwe. En dis wat Heilige Gees doen. Hy kom help ons dat ons denke vernuwe. Hy sê, for then, wanneer ek hierdie goeders gedoen het, when I do all these things, when I live this, as ek die woord, as ek Johannes 3 vers 16, so in my hart en my lewe gaan leef, dan leef ek dit. Ek kan nie meer anders as om dit te leef nie. Dit sluit al die teksverse in die Bybel in. Doen dit met enigiets in die Bybel, dis waar jy gaan uitkom. Met enige leen wat in jou lewe is, gaan soek die waarheid. Heilige Gees sal dit vir jou wys. Kry daai teksvers wat die waarheid vir jou gee. Werk met hom, totdat daar binne in jou hart geen twyfel meer is nie. En as jy nie meer twyfel nie, dan weet jy, hier is ek leef nou in oorwinning. En hy sê, then your ways will be prosperous. Kyk eens, dit beteken nou nie, ek het 'n bank vol geld nie, hoor. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar dit beteken enigiets wat my pad langs kom, wat vir my sê, you cannot be loved. Let daar. As die duiwel so met jou kom en vir jou sê, sien jy, ja, hulle het jou nie regtig lief, hulle gee nie vir jou regtig om, en dan sê vir hom, is die plek vir jou nie, boetie. Is die plek nie. Is die plek vir daai leuen nie. Want wat leef nou hier binne? Waarheid. Dan leef die waarheid hier binne. En dis waar ek en jy veronderstel is om te leef op daai plek van waarheid. So transformasie vind plaas wanneer dit kom deur oordenking, gefokuste denke op die waarheid van God se woord. Dis waar dit vandaan kom. En aandag, my tyd, is gefokuste. Kykie man, ons tyd is die mees belangrikste ding wat ons het, is dit nie? Ja, kyk maar net, as jy so 'n bietjie ouer word, kom jy agter hoe belangrik is tyd. Want jy kom agter, dit raak al hoe minder. En hoe minder jy oor het, hoe meer waarde het dit, is dit nie? Dis maar so dit werk. So ons besef, ons belangrikste bate wat ons het is tyd. So koop die tyd uit. En sê vir jouself, Here, ek gaan nie meer hierdie pad loop nie. Ek wil in oorwinning leef met hierdie goed in my lewe. Nou maak nie saak wat dit is nie, miskien is daar 10, miskien is daar 20 goed. Vat 1 op 'n slag, vat 2 op 'n slag. Werk om deur, kry oorwinning. Jy sal sien as jy op een ding begin oorwinning kry, dan begin die ander goeie se oorwinnings al hoe makliker in jou word. So meditasie is daai herhaalde, gefokuste, dieper denke wat ek en jy nodig het oor die woord van God. En jy sal by oorwinning uitkom. Dis dood eenvoudig, prakties. Ek kan dit nie vir jou meer prakties maak as dit nie. Gaan pas die woord toe. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Vader, dankie vir die woord. Dankie dat U met ons deel en met ons werk, Here, ons eer U daarvoor. Dankie dat U in harte inspreek vanoggend en Heilige Gees, ek weet U is getrou. U gee die woorde lewe. Maak dit lewendig in mense se harte. Dankie dat ons weet U is ons God. Terwyl ons nog net saam sit, jou oë gesluit is. Ek wil graag vir jou uitnodiging rig. Miskien sit jy volgend hier en jy sê, weet wat? Ek kom al vir 20 of 30 jaar met hierdie manier van dink. Hierdie ding in my kop. 'n Leuen wat iewers in my waarheid geword het. Ek bid dat Heilige Gees dit aan jou openbaar en vir jou help en vir jou wys te staan.
So miskien kom jy en jy sit net en sê ek sukkel om oorwinning te kry. Ek wil vanoggend net saam met jou bid en vra dat die Here vir jou oorwinning gee deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Maar jou gaan help om vasberade, gedissiplineerd jou denke te vernuwe. Dis wat ek hom wil vra. Dat ons nie net 'n week aanhou en dan hou ons op nie. Wanneer jy voel, weet jy, ek voel nou 'n bietjie beter, dan hou jy op nie. Die nuwe denke is nog nie gevestig nie. Maar dat ons sal aanhou totdat ons weet dat ons weet. Hierdie ding is vasgemaak in my lewe. Ek wil graag saam met jou bid. So as jy dit vir die Here wil gee, maak nie saak wat dit is nie. Jy weet hoe dit is, wat dit is wat in jou hart lê, in jou denke lê. Staan gou op jou voete en sê net, Here, ek bring hierdie ding na U toe. Ek kom vat vandag oorwinning in Jesus naam. U kom breek vandag hierdie vesting, hierdie gedachtevesting in my lewe. En U gee vir my die vermoë om dit in oorwinning daaroor te heers. Nie uit my eie krag nie, maar uit U krag. U kom gee dit vandag vir my, Here. Ek maak dit nou my deel. Nog iemand wat wil staan? Nou nie uittrek nie, jy weet as jy met jou praat, gaan nou, hierdie is belangrik genoeg dat jy net die keuse maak. Al wat jy doen is jy sê, Here, ek het U nodig om my hier te help. Vader, U sien elke man, vrou wat voor U staan, U ken elkeen, U ken hulle harte, U ken hulle gedagte wêreld. U weet hoe, waar en wat hulle dink, wat dit is, Here, wat met hulle gebeur het in die verlede, die leuen wat vasgemaak is aan daai gebeure. U weet wat dit is en hoe dit is, Here. Nou ons kom vra U Heilige Gees, ek kom vra U wat ons Here is, wat ons met krag bedien, dat U kragtig sal ingryp in elke hart. Here, dat nie net die oortuiging in ons denke kom nie, maar die oortuiging in ons doen kom. Here, dat mense 'n keuse maak om te sê, ek gaan in oorwinning leef, ek gaan oorwin. In Jesus naam gaan my denke verander. Ek gaan gedissiplineerd hierdie pad loop saam met Heilige Gees, wat my gaan help om stukkie vir stukkie ontslae te raak van die ou goed en my te bekleed met die nuwe mens. Jesus Christus ons Here. Dat ons gedagtes soos U gedagtes sal wees. Dankie dat U ons daarmee help, Here. Dankie dat U elkeen daarmee help. Bewaar ons, Here, terwyl ons hierdie lewenspad loop. Was so baie maklik vir ons om negatiewe goeders te bedink. Dat ons gedagtes sal bewaar en beskerm in die waarheid van U woord. Dankie dat U ons help daarmee. Ek eer U en ek loof U daarvoor in Jesus se wonderlike en lieflike naam. Amen.